Goeiemôre Suid-Afrika, 1 Julie 1500. Bietjie catch-up met die Iran-oorlog situasie. Op die oomblik gaan nie veel aan nie. Ons weet nou hulle is in 'n 60 dae periode van onderhandelings. Oor die naweek, ek nou nie 'n naweek berig gedoen nie, maar oor die naweek hier laasweek donderdag het Iran besluit uit hulle Infinite Wisdom, dit is 'n goeie idee om 'n drone op 'n containerskip te skiet wat deur die Hormuz gaan. Hulle doen dit toe. Tref die skip. Skip het verder gery. Daar was skade op die skip. En toe daaraan toe word hulle gestryk deur Amerika. Goed gestryk. Toe besluit hulle nee, is tyd om te respond. Toe skiet hulle 'n paar drones en 'n paar vuurpyle in Qatar en in Kuwait. Meeste afgeskiet. Een van hulle het 'n siviele plek getref. En toe is dit weer stil. Volgende dag toe besluit hulle, kom ons skiet weer op 'n skip. Skiet hulle weer op 'n skip. Hulle het actually daai keer 6 drones op 'n skip geskiet. 5 van die drones was afgeskiet gewees, een het deurgekom in die skip getref. Daai aand toe word hulle weer geslaan deur die Amerikaners, hierdie keer bietjie groter. Hulle dink toe is goeie idee om te respond, skiet missiele en drones daar in die buurlande in, soos wat hulle maar altyd doen, en die word almal afgeskiet. Blykbaar sê hulle teken Amerikaanse basisse, maar het toe nog niks gedoen nie. En toe vir 'n derde aand stryk Amerika hulle weer, want hulle wil weer goed skiet, omdat hulle daar skiet. Nou sê hulle Amerika begin die moeilikheid, maar dis hulle wat elke keer as iemand in die stryd of Hormuz skiet. Nou is dit weer peaceful. Skepe gaan deur, die beweging van skepe deur Hormuz raak al hoe groter en groter. Elke dag al hoe meer en meer skepe wat deurgaan. Olieprys kom af. Dis nou al onder vandag al by $68. En onthou voor die begin van die oorlog was dit op 66. En die dag voor die oorlog was dit op 71. So is nou al laer as die 27ste Februarie. Die dag voor die oorlog begin het. So, dit begin afkom. Die petrolpryse kom af. Ons sien dit hier by ons. Ons petrolprys het uit voor die oorlog was dit so $2.40, $2.50 'n gallon. Toe tydens die oorlog, toe gaan hy op en die piek was gewees $4.20 'n gallon. Gister het ek volgemaak $2.99 'n gallon, so onder $3. So hy is amper terug waar hy was. Die oliepryse is terug waar hy was, die petrolprys nog nie. En die enigste rede daarvoor is hulle is nog steeds besig om die agterstand van olie op te vang, jy weet, die reserves, soos daar die reserves opgevang is, en sien hoe drop hy prys verder. So ons sien die draai, en baie mense sê, ja, maar daar gaan nooit peace kom nie, en hulle gaan die stryd is weer toe, en Iran kontrol die stryd. Nee, hulle doen nie. Kyk nou waar trek die olieprys. As hulle die stryd gekontrol het, was die olieprys terug by $120 'n vat gewees, nie by 68 nie. So die dinge vloei nou, dinge is oop en dinge is aan die gang, peace talks gaan aan. Hier en daar, dis maar hoe skietstakings werk, hier en daar skiet een ou skoot, nou skiet terug, maar dis nie iets grootskaalse oorlog nie. President Trump het vir hulle baie duidelik gestel gister weer, en vanoggend. Hy hou die opsie oop vir volskaalse strikes, dis hoekom my weermag vir ons het nêrens geskuif nie. Ons het die blokkade oopgemaak, om ander woorde, daai skepe 'n bietjie teruggetrek om die blokkade oop te maak. Hulle is nog steeds in die water daar. Hulle wou net nie meer blokkade, so hulle laat skepe deur. Selfs om met Iran besigheid te doen. So dis wat dit is. Hulle is nou besig met die onderhandelings vir die denuclearization van Iran. En as hulle nie by die punt kom binne die 60 dae nie, moet hulle maar vir hulle kry. Klaar toegegee, klomp goed toegegee die Iraniërs, maar ons sal maar sien hoe verder trek het. Dis dan vir vandag, geniet die dag verder. Cheers.